Hemmy? Hallo Rikus. Hoorie? Vir die eerste Vat hom keer, so. vat hom so, vir die eerste keer in seker 5 weke, wat ek, is dit? 4 Nee, dis al weke? nie so lank nie, maar 3 ek het jou weke. lank terug gesien. Sien ek jou gemis, Kom ons sê hoor. 3 weke. 3 weke. Dit was Afrikaans is groot. Ja. Ag, en ek weet nie of jy weet nie, ek was Ierland toe saam met die bokke. Ek moet nou maar seker weer gewoond raak aan die storie vir die volgende 6 So ons gaan maande. net glad nie weer oor Perth praat Nee. en Driekus se fight nie. Ek was in Ierland saam met die bokke. Okay, laat ek jou so vra. Is dit die beste trip van jou lewe wat jy gehad het? Ja. Maar ek moet nou vir jou sê, ek kan nie vir Perth weggooi nie. Hulle is maar selle. Is dit? Okay, ek meen jy het saam Driekus, jy het vir Driekus gesing daar. Dis die eerste keer wat jy voor Sia hulle gesing het. Nou was jy deel van die management kuier. Rassie, Daan, Jaco Pyper wat julle gekuier het die donderdag aand. En toe is jy deel. Ek weet nie of ons mag ons dit deel nie. Ja, jy kan. Maar toe is jy deel na die Bokke se oorwinning teen Wallis van die Kontiki, die Fines meeting na die tyd. Ja. Niemand kan nie anders glo. mag daar wees nie. Daar mag nie vrouens wees nie. Daar mag niemand wees nie. Rikus en Bok is die enigste 2 saam met die Bokke by die Fines meeting. Dit voel nou nog of ek droom. Ek kon nie glo ek sit daar langs Rassie en ek's deel van die team. Daar mag nie eens vrouens wees nie. Die bokke se vrouens mag nie sou wees nie, maar Eben het gesê hy wil graag hê ons moet daar wees. En obviously mag jy nou nie video's en foto's neem nie, maar jy sit daar. Maar dan glo ek jou Maar nie, dit hoor. was Nee, dan glo ek nie. As jy nie footage van dit het, nie glo ek jou nie. dit Dan was kan jy dit mos nou verskriklik opmaak. lekker. Was dit special? Ek het ook 'n fine gekry. Vir wat? Vir So hulle tackle daar gemis of wat het jy so gedoen? nee, Eben het vir Marco van Staden gesê, daar mag mos nie familie by daai Ja. geleentheid wees nie. So hy kry fine omdat sy tweelingbroer Rikus Nelly is. Toe moes ek en hy nou toe kry ek ook sommer fine, maar dit was so. Bring gou Henry, bring gou 'n foto van Marco van Staden op. Dan kyk asof hy dieselfde lyk as Rikkie. Daar's dit. Ek dink wel nie so nie. Ek dink ek en Frans Malherbe lyk meer. Ja, hy was nou obviously nie daar nie, maar jy's reg. Jy's meer 'n mini-me van Frans Malherbe. Ja, wat probeer jy sê? Dat jy kleiner as Frans Malherbe is. Dis 'n kompliment, Rikus. Nee. Ek is kleiner as hy, maar hy's meer in shape as ek. Ja, ek hoor As ek ja. so kan Julle is albei lief vir skaapjobs. Sê That's eers it. vir my, hoe was die Moonga? Baie lekker. What a experience. Ek het die eerste leg gevat van Bloemfontein tot in Van der Kloof Dam. 200 km. Presies, 200 km het ek gery. Hoorie, en ek kon nie toe ek al klaar toe voel het ek kon nog 200 kilos gery het. Ja, ek het So jy- surprisingly so flippin goed So gevoel. kom ek sê jy het onnodig opgehou drink. Nee, ek het juis gedrink tydens die reis en ek dink dis my geheim. Ja, ek het vir my 'n bottel brandewyn saamgevat. Ek het hom gedrink tydens die reis en die laaste 46 kilos kon ek glad nie onthou nie. En ek het klaar gemaak maar agteruit. Ja, Maar ek sê mos altyd vir almal, die wat jy nou nie ken nie, jy kan enigiets doen. Ek meen jy het nou als in jou lewe gedoen. Ek sal net met die gas ook daar praat, maar ek kan eerlik vir julle sê hy het glad nie geoefen vir die Moonga nie. Die wat nie weet wat die Moonga is nie, dis 'n fietswedren van Bloem tot in die Wellington. Wellington. Ja, 1200 kilo, so ek was nou deel van 'n aflosspan. Dan het ek nou die stokkie oorgegee aan Magda, Rika se sussie en so het ons nou maar aangegaan. Ons was 5 in 'n span. en hy het dit gedoen. Ja. En hy het niks, hy het nie een keer op sy fiets gaan klim rarig. Nee, jy het een keer. Nee, ek het so 'n bietjie wattbike, maar dit was letterlik die 3de keer wat ek op daai fiets gesit het. En ek het hom gedoen en toe die laaste dag toe doen ons almal nou 50 kilo En saam. ek weet hoekom het hy die wattbike gelyk. Hy het so lekker kapholder hier voor hier tussen die handels. Waar kan sit en drink. Hoorie, genoeg vir ons. Ja. Wat het jy van my? Hoorie, ek hou glad nie meer van jou nie, ja. Wie se Okay, dis my inleiding Okay. vir die gas. Okay. Eerstens is 'n voorreg om hier te. Ek het nie gedink ons gaan hom kry nie, maar tweedens, wie's die mees professioneelste ou, nie eers sanger nie wat jy ken. Jo. Altyd voorberei, Ja. altyd vroeg, Altyd betyds. Jy's altyd reg. ja, betyds, Ja. maar soms vroeg ook. Ja. En ek meen as daar gerehears word, is dit asof hy die show doen, so jy weet wat gaan jy kry tydens die show. 100% so sy energie by 'n rehearsal. Ek meen as hy weet daar gaan gehardloop en gedans word, dan trek hy sommer kortbroek aan, Ja. tekke. Hy's klaar voorberei vir die hele ding. Ja. Toe ek die eerste keer sien, toe dog ek hy het net vir die gym afgekom of hy het gedraf hier na toe. Maar dis hoe voorberei hy is. Kan ek jou sê hoekom? Wat is jou Nee, okay, ja, so ek gaan aanlas by jou. Kan ek Okay. jou sê hoekom? So daar is 3 legendes
wat van Dispatch se wêreld afkom. En hulle is legendes bloot oor hulle altyd betyds is. Hulle is professioneel, voorberei. Rassie Erasmus. Ja, ek wou eintlik sy naam sê omdat dit nou my beste vriend is. Maar alright. Rassie, ja. Rassie, Doring Dani Dani Gerber, en die derde legende wat van daar af sê jy. Elandrey. What 'n intro. Sit hom maar, brother. Ek kon nie betaal het vir beter regenare. Baie dankie. Wat 'n eer om u te weet. 3 rugby legendes. Rassie, Dani en Elandrey. Hoorie, as al 'n prys was vir 3 aan die verkeerde kant druk. Hoorie vriend, wat 'n voorreg om jou hier te hê. Hoorie, baie geluk met hierdie storie. hoor. Nee, dankie. Hy sê vir my hy wil vir Elandrey nooi ook. Ek sê, "Jesus, ek wonder of hy dit sal kan doen." Maar ek is so bly jy het ingestem en jy het tyd gemaak om Ja, hier want te jy kom. kom al van PE. Jy bly in daai wêreld. So is altyd vir ons moeilik. Ons sukkel om van die manne wat van die kus af kom om tyd te kry om hier by ons te kom sit, maar dankie dat jy tyd gemaak het. Jy weet maar as mense die vliegtuig al opstyg, is dit maar 'n religious experience. Die wind, hy vat jou na 'n nederige plek toe in die eerste 15 En ek minute. hoor jy's verskriklik lief vir vlieg, soos Ja. ek verstaan. Ja nee, soos jy maar gesien het toe ons in Europa was. Ek dink as min dinge wat ek regtig nie van hou nie, maar ek dink vlieg is it's up there. Maar wat is dit? Het jy hoogtevrees of wat? Ek het val te vrees. Ja, val te vrees. Ek hou van. Jy kry dit ook. Val te veel. Ek dink is 'n bietjie doen jy's baie uitbeheer uit. Jy sien, met 'n kar sê ek nou maar gereeld, ek hou van stophoek as ons ry langs die pad. Ek Yes. slaat nie lief vir spoed of so nie. Ja. Maar ek trek gereeld af. Ek sien 'n persoon met die frikadelletjies en goeters maar onder die arm. Ja. Ek stop elke 20 minute. En jy bestuur jy ook self of hou jy nie af van nie? Ek hou van bestuur. Maar dis die ding. Ek hou van as ek bestuur. Dan jy in beheer. Maar dis Yes. dit is wat ek wil sê, by die vliegtuig het jy niks beheer nie. Ja nee, ek het maar taal, as jy weet, ek gryp na die ding en dan. Maar weet jy wat moet jy eintlik doen? Hoekom gaan jy nie vir jou pilot license nie? Dan begin jy net self vlieg, want dan is jy ook in beheer. Of Dis ook nog nie- beter. Dis maar goed. Daar gaan 'n wet deurkom een van die dae wat ek dink gaan gebeur is jy kan met 'n valskerm vlieg. Hoorie. Dis Dan nogal draai jy gaaf. om. Dis ook nice. Dit Moet jy net die deure oop kry. Nee, want jy kry nou jou eie, jy gaan in vliegtuigs ook jou eie uitskietstoel kan kry. So as jy ongemaklik voel en jy voel Jy daar's kan op turbulence, enige tyd druk. dan druk jy hom. Sy gee die lig in die lewe uit daai Jy plek. slaan daai eerste turbulence, dan sien jy hoe druk jy later in daai knop en dan is jy gone. Ek moet sê op my That's it. kry my uit. Maar hoorie, hoekom is jy bang vir vlieg? Het jy ondervinding gehad waar daar 'n vliegtuig so bietjie erg turbulence gehad het of onderste bo gegaan het? Wat het gebeur? Ek dink 'n paar keer. Ek dink dit ook te doen met ek dink dit is nie die vlug. Ek dink soms vlieg jy onder hektiese omstandighede. So jy's dalk bietjie moeg of jy's in die middel van 'n toer. So ek dink as sien nou maar jy het 'n bad vlug in die middel van 'n rowwe toer of wat Ja, ook al. ja. Dan maak dit dalk jy weet die koneksies met die emosies gaan natuurlijk. gebeur dalk nou met dit so. Ja. Ja, so dalk is dit. Maar ek probeer in 'n plekkie bly as ek daar. So as ek in 'n plek, so kan ek sê stop of land, Ja. dan doen ons 'n paar shows in die area en Okay. so. Jy moet vlieg met 'n slaappil. Jy doen jy. Laat Dis hom maak jy nice. kalmeer jou. Is nice, maar dan moet hulle jou weer uitkry in Bloemfontein. Dis dit. Onthou ons vlugte hier is van so 'n aard jy kan nie regtig geslaap of O, wat. dat Wel jy tuurlijk. kan, maar jy gaan nie. Maar dan slaap jy nog by die gig. Dan slaap jy nog. Maar dis anders toe ons nou lekker ek het voorreg gehad om saam met jou en Brendan Piper was in Lisa Europa toe te gaan en dit was lekker. Daai lang vlugte kan 'n ou nou maar. Ja, daar dan Dis eintlik half beter, nê? Nee? ja, nee, wat dan soek jy nou maar 'n pilletjie vir hulp. Dan kan jy 'n middel gebruik. 'n middelkie. Drink, jy moet net drink jy Elandrey of is jy nie regtig 'n groot kuier ou nie? Ek weet nie, ek dink elke nou en dan toe nou, ek gaan deur fases. Ja. So en soms as ek sê okay, veral as ek dink as ek regmaak vir 'n projek of so iets, Okay. dan probeer ek nou maar Drink. ek dink is na die tyd, na die projek wat ek Ek dink. hoor jou. So dan voel ek kan of okay, nou is dit rustig, die werk is gedoen, jy kan maar chill. Want die ouens wat in Dispatch groot word, ek meen dit is maar is 'n rowwe wêreld.
Dispatch, jy kry harde manne wat van Dispatch So afkom. sê jy dis in jou DNA, jy moet drink as jy Nee man, kyk hier, ek het in die strand groot geword. En daar het ons groot geword met 'n bottle crackling. Rustenburg, Dispatch. Ek meen die Hoorie, ons kinders drink op 'n kuier. rowwe plek. My broer het actually vir die Valke onder 21 rugby gespeel. Genius. Ja, en hulle straf na die game was om 5 liter bottels Palpelei aan mekaar, jy weet, te straf. So dan het hulle goeie lekker hoe kan ek sê algemene wyn gevat en 'n Ja. geliefde wyn en dan het hulle mekaar gesê, okay cool, misgetackle. As vir jou 5 liter. Maar jy sien, En dan het ek het daardie krag van drank regtig beleef. beleef ja. Palpalei, ek meen daai in crackling. Sien, wat het julle in Rustenburg gedrink toe julle op skool was? Julle het maar brandewyn gedrink seker. Toe ons in Ierland was, ek dink dit was na die eerste dag wat ons al was, het ons obviously almal het geginies. Ja. En die volgende dag toe sit ons om die tafel en toe sê Rikus, jong, ek dink hy ding kots moeilik. Ek kon swaar. Ek was waar. Ja, hy ding is so melkerig. sien. So ja, 'n mens moet dit in gedagte hou. By the way, toe ek nou in Ierland was, toe gaan ek Button Factory toe, daar waar ons geshow het. Regtig? Hoorie, dit was nogal amazing. Toe wys ek nou vir Bok was saam. Wys ek nou vir hom hier het ons geshow en hulle het ook al daar geshow hy. Wat's Button Factory, die so 'n kuierplek? My agent. Weet jy waar ek geshow in Ierland? Nee, die knoopfabriek is 'n fees, hoor. Dis regtig. Ek dink Dublin het my baie surprise. Ek het Dit nie het verwag nie, nie. maar ons baie ons het die Jameson experience gedoen wat ook baie nice was. Yes, Ek het 'n lekker T-shirt gekoop wat ek baie dra. Ek wens ek het hom groter gekoop, maar as die enigste size. 'n Jameson T-shirt. Nee, 'n Dublin Met T-shirt. Dublin T-shirt. Dublin, ek het Guinness T-shirts gedra, ook te klein vir my, hoor. Ag maar ek wil maar mense koop mos altyd jy dink okay, ek is in die middel van toer, ons eet nou lekker. As ek terugkom by die huis, Dan gaan hy mos dan pas. gaan dinge mos Maar nog nou anders toe wees. hoor ek ook nou veral hemde in Ierland hoor ek nou oorsee in die algehele krimp as jy het gewas het. Ook, ja. Jy sien so. Ek dink my denims kom ook van Ierland af. Ek 'n bietjie die labels. Hoorie, maar ek wil net vir jou sê, dit was nou een van my lekkerste oorseese toere was nou saam met jou en Brendan en ek in die begin nou nie gespot oor die professionaliteit nie. Jy het regtig ek weet nie of jy al 'n live show van hom gekyk het nie. Ek het 'n live show. Ek het een van jou KAK&K daai tyd. Ja, dis way back. Dit was amper in die begin van jou loopbaan. So Wat met- jy geshow het, daai KAK&K wat Ja. ek daar in die koshuis ook wakker geword het. Daar het ek jou vir die eerste keer, toe het jy half nog 'n groterige band gehad, Keys wat jy gehad het, en daar het ek jou eintlik vir die eerste keer gesien. Moer, and what a show. En nou wil ek jou Dankie, iets sê. So ek het laaste gesing elke aand. Maar en dis 'n kompliment wat ek jou gee. Daar's min mense, nou ek's nie windgat nie, om wat partykeer by feeste voor my sing wat ek voel, nou het ek pressure. Jy sing nou na die ou, jy gaan met gooi, maar jy's nogal een van hulle. Daaroor sê ek ek so okay nee. Jy gaan moet uithaal en nou vyf. want die crowds nou daar gaan hulle daar moet hou. En obviously jy het 'n X-faktor wat so min mense het, net om vir jou te kyk en jy weet jy gooi. Verstaan jy gooi soos hy het net gesê in die rehearsals ook. Ek nooit vergeet by krone en sulke goed. Jy's al daar. Jy en Elvis Blue. Elvis Blue is ook so, hoor, as by rehearsal is hy al daar. Wat nice is jy gee klaar die energie wat jy in die show kind of van gee. Die sound engineer het klaar jou mic levels reg want jy sing. Verstaan jy hou nie terug en vanaand sing jy nie. So jy's baie professioneel. Wat was in daai? daai sin. Onthou jy toe ons as laities as ons rugby geoefen het, dan die coach altyd vir jou gesê jy oefen soos wat jy gaan speel. En is dit half 'n ding ook wat jy in jou musiek ingewerk het? Ja, eers en baie dankie. Dit beteken ons sê dit baie. Jy moet leer, ekskuus as ek vir hom 'n kompliment gee, moet voor jy praat met hy eers dankie sê, dan Sorry. dan vra jy. Ja. Okay, ja. Maar similarly toe ek sien baie goed danser, maar toe ek geleer het toe om dans en goed, was die reël ook altyd hulle sê there's no marking. So jy merk nie uit nie. Jy moet dit alles doen soos in die rehearsal. In die show. Maar ek dink ek geniet die rehearsal proses ontsettend baie. Ja. Dit is vir my die lekkerste gedeelte van 'n show om eerlik te wees. Want die show is als nou al klaar deur. Daar's min dinge wat jy nog moet ontdek. Ja. Maar in rehearsal is dit ook vir my lekker. Ek dink party mense geniet dit nie. Hulle voel dit bietjie hurry up and wait. Ja. Dit is altyd interessant ook in die middel van die rehearsal en sien jy hier's party mense wat onder die verhoog sit. En Ja. sigaret vat of jy weet, maar ek weet nie dis my kans om te sê okay, cool. Loop gou 2 keer om. Want ek dink wat my nervous maak is om onvoorbereid te wees. Ja. So hoe meer voorbereid ek voel ek kan wees. Jy kan ook net jy weet jy gaan goed vergeet. Maar as jy meer
prepared is, voel jy dalk 'n bietjie meer. Dan kan jy dit geniet. Dan kan ek gesels of hoe kan ek sê meer social wees Maar in dit is show eintlik tyd. waar wat jy sê, nee. Ek het nooit al so daaraan gedink nie. Jy kan die pressure is af as jy voorberei is. Jy kan jouself meer geniet op stage Jy het eintlik as klaar wat die jy show gaan gedoen. as wat jy gaan worry oor wat se woorde, waar moet ek inval? Veral met groot shows soos ek bedoel as mense nou krone doen of so, jy het 14 verskillende merkies of Afrikaans is groot, jy weet, daar's soveel, is 'n merkie so klein op 'n verhoog wat baie groot is. Ja. En ek sê goed met merkies hier. So. Ja, die selfoon. wel. Altyd so op die grond, hulle merk hom so. Waar's A1? En as jy weet jy staan jy backstage. Want jy sien hom ver verkeerd jy sing backstage jou eerste. Dis op baie van die jy kan van die live show sien elke nou en dan is daar net 'n kunstenaar wat gaan ek weet nie waar ek is nie. Baie dankie. Ja. En dan gaan hulle net van die verhoog af. Weet jy wie's verskriklik so? Appel. Is dit? Oh my word. Ek kry hom nie. Ek spot so met hom maar by Afrikaans is groot. Hy het eventueel maar toe hy daai jaar saam op Kroon ook was. Ja, lag ek. Dan kyk hy vir my, wys ek vir hom. Moet jy wys waar hy moet gaan. Vergeet lekker. Nee, maar dit is vir my dis 'n mooi eienskap van jou wat jy het en ek sê vir Lisa toe ons daar in Europa was, ons kyk nou agter die gordyn so in die teater waar ons geshout of teaters. En wie wat se gevoel kry ek? Nie dat ek geleef het toe daai ou gesing het of al ooit by een van sy shows was nie, maar ek dink dit as ek vir jou kyk so in die way hoe jy jouself present, hoe jy sing, jy weet jou movements en jou gitaarplinge als dink ek baie dis hoe mense na Elvis gekyk het van 'n backstage area. Jy laat my baie na hom dink. Dit beteken bly baie. Ek is 'n baie groot fan van hom gewees, Ja, nog altyd. Jy laat my baie aan Elvis. Ek in die besig met baie ge-Elvis. Ja, in die ja. huis. Die eintlik hoe ek begin sing het was klanke was baie overstimulating geweest vir my. So Ja. Elvis obviously sy stem, my oupa het baie gesing in die huis. So ek dis kind of waar ek die eerste gehoor het dat hierdie ding dit kan doen. Okay. En later dan toe besef ek is baie ongemaklik met loud klanke soos 'n stofsuier. Ja. Of 'n soms 'n microwave of so iets as iets verlang aan eentonig is. Ja. Toe begin ek hum saam met dit. Want toe kom ek agter sonder dat ek dit weet as jy hum is daar iets wat jou agter in jou brein wat jouself laat ontspan. So soms as ek nou nervous is en hum ek, maar basically as kind het ek net begin hum, toe besef ek hier's nou iets wat gebeur tussen hierdie noot van die microwave en my stem. Toe besef ek, okay cool, dis wat harmonie is en goeie. So tussen die stofsuier, my oupa en Elvis. Maar jy sê jou oupa het jou oupa self ook lekker gesing het. Hy het so 'n bietjie perform. Is dit waar die liefde eintlik vandaan kom? Ja, baie. Daar's 'n die Thorny Hotel net so buitekant PE. My oupa baie perform of so stage in die hoekie. Hy en sy hele familie, maar hoe kan ek sê my tannie, sy suster. Ja. Tilla, hulle het sy het gesing en Tannie Shirley ook. What? Een van hulle het gesing by in PE was daar so groot concrete gedeelte gewees naby die Super Tubes. En dan het hulle in die somer het hulle konsert gehad. En ek actually het 'n maand terug uitgevind, toe sê my ma, sy was 'n groot sanger en 'n band gelead en alles. What? So ek sê, hey, dis nou Kan jy dit glo? dis nou cool. My oupa het ook sy eie tape opgeneem met Ja. Tannie so by in haar huis. Ja, ja. En self die artwork gedoen, foto's gevat en dan foto's uitgeknip en hom en dan nou die vrou vir wie hy dit gemaak het. Ag, shame. So opgesit en toe die ding gefotostateer dat dit nou in een is en handgeskryf en dink myself, hey, dis Ja. nogal, dis nou cool. Nee. Kry jy ook baie komplimente? Wel, ek kry dit nou. Ek breek nou nie oor myself nie, maar wat mense altyd vir jou sê, jy klink soos wat jy sing as jy praat. Jy behoort dit te kry. Ja, Rikus, jy behoort- ook. Hè? As jy nou praat, dis hoe jy sing actually. Jy weet, jy hou hom lekker hier. Alhoewel jy kan hoog ook sing, maar jou register, ek sal nooit vergeet hoe jy jou eerste song wat ek toe nou gehoor het was, is it Your Man? Baby lock the door into die. Jy het Steel Pedal Ek het gespeel pedal op dit. opgespeel, ja. Ja, ek moet sê is elke keer as my eerste album so goed speel, dan hoor ek jou want jy's Ja. nog op die tracks. Ek het al die So, gitare gedoen ja. en die pedalsteel op die eerste album. Maar ek meen toe daai song, toe kon ek nie glo jy. Ek meen dit klink soos 'n ou wat van hier af kom, jy verstaan jy, so. En ek's bly om te check jy doen dit nog steeds by shows, jy weet daai spesifieke song. Ja, ek het gehoor. Daai song het my bietjie unlock. Toe my stem gebreek Ja. het, toe weet ek nie regtig wat om te doen nie. Toe sê my broer dalk moet jy Hoe oud was jy toe stem gebreek het? Dit was mos 'n graad Graad 2. 2. Ja, so net so primêr. Ek was eerste jaar op hoërskool, ek was in die middel van 'n musical geweest. Toe kapper. Ja. Ek wil ook iets sê, ek dink die consistency met stem het baie te doen met mikrofone.
Ja. Ek dink die regte mic is cool. So ek dink toe ons rekord het met baie van my gear daai tyd was Dirk Ja. wat my producer. So hy het die regte mic gekies. So ek dink die regte mic help jou ook. Ag, jy's Hoorie nou maar, hoorie, hierdie jy's mic nou- van jou ook, hoor. Daai jy's stem, nou- hoe mooi jy's kom nou hy net stem modest. Weet jy hoe cheap daai mic waarop jy nou Ons het daai Timo gekoop, hoor. Jy gaan nie vir my, jy's nou net nederig. Ek meen ek het 'n recording studio. Ek ken van mics. So daai wat jy nou gesê het is nie waar nie. Jy kry 'n mic wat jou laat beter klink, maar jy sal op 'n cheap mic sê hoe goed klink. Ja, baie dankie. Het jy sê jou broer het so 'n bietjie ruggas gejol. Het jy self bietjie sport en goed gedoen op skool? Jy het ook 'n Ja. bietjie rugby gejol. Ja, soort van. Is dit? Ja, graad 5. My broer was baie goed daarin. En hy het billetjie rugby gespeel en hy het baie goed gedoen. Even op hoërskool. My broer was ontsettend goed. Eerste span, 8ste man. Ja. 3 jaar in 'n ry. Groot seun. Ek meen jy's nogal jy is groterig. Ja, Ja. jy's 'n groot ou. Ek dink ek en my broer dieselfde tools gekry in terme van liggaamsbou. Ons doen net vir verskillende werke. Ja. Maar hy was very much aangelê vir dit. Want ek meen as jy dispatche wêreld afkom, dit is tog die manne is lief vir sport daar. Sater- Veral rugby. Ek weet. Saterdag skeer hulle hare af en dan smeer hulle daar vaseline en ek kan met hulle tackle. Ja. Ons het baie Saterdagoggend ek my pa gery en dan check ons die games uit en staan Het jy nog familie daai kant of nie vreeslik? Ja nee, almal. O, almal is nog daar. Ja, almal is nog daai kant. Ja, man, dis special. Ja, my boetie het quite a rugby legacy gelos in Hoërskool Dispatch en toe kom ek. Ja. Kap hierdie kultuurkant. Ja, En kyk nou vandag waar is jy, nê? En ek dink die hele dispatch is so trots op jou. Die hele trots op hulle. It's a lot of amazing people wat al. Hoor jy praat gou oor die dans ding wat jy sê, het jy bietjie gedans half? Ek wou toneel swat. Ja. En sang swat, maar die deel van die package was om te dans. So toe was dit as jy wil sing en act is dans dalk 'n goeie ding. So is om jou versatile te maak. So maar ja, jy leer nou maar wat jy kan doen nie. Ja. En seker elemente, maar ek dink ritmies het my baie gehelp. So in terme van nie net om met jou liggaam te kry nie, maar om ritme te verstaan. Soos tap dancing het my gehelp. Jy weet, geleer hoe om ritmes nie te 1 2 3 nie, maar die ritmes tussenin. En so nou as ek bietjie meer as net die gewone ritmes, want obviously het jy ritme gehad toe jy begin dans het. net so net O, rarig. net. Ja, maar nou werk jy met polyrhythms en dan dink jy self, ja, ek dink amper soos 'n drummer as jy tap. Ja. Nee, want jy kan nogal gooi op stage. Ek kan check, obviously het ek gedog ek op 'n tyd moes jy seker gelesse gekry het, want ek meen jy dans beter as Kurt, hoor. Ek sê. Kurt, kyk jy. Hy dans vir my mooier, hoor. Yes, en ek ben Kurt kan dans, hoor. Hy's 'n danser, hy. Sê hoor ek kry so jammer, ek spot altyd met hom. Ek en hy kom baie ja. Afrikaans is groot na sy rug nou. Toe daai eerste naweek kon hy omtrent nie loop nie, nê. Maar wys jy hoe determined is daai ou. Hy gaan op stage. Ja. Hy sing op Spinnekop uit, maar so hy staan. Kap hom net so, staan doodstil. Want hy kan nie beweeg nie. Ek sal amper op pad Kanada toe met hom nou. Jy gaan dit gaan so lekker wees. Tweede naweek. Dus is ou Net is hy back. Hy het nou net 'n rugoperasie gehad. Hy 4 dae voor Afrikaans groot het hy 'n rugoperasie gehad. Ja, hy kom maar eerste dag, daai oggend van die show. Hy kan nie uit die kar uit klim nie. Maar hy's daar. Hy klim op daai stage en hy laat loop met hom. Hoorie, het jy al nogal acting gedoen? Het jy so 'n bietjie aan die acting kant geraak, want toe jy nou noem van acting, ek kan jy nogal sien op TV dat jy so 'n bietjie miskien lekker binnelanders of so, lekker CP actor. Sorry man, wil jy my vashou? Ek doen. Hoorie, jou mallet, het jy sy mooi mallet gesien? Hoor, ek moet sê hier's 'n kompetisie aan die gang hierso. Hy fliek nou lekker uit asof die fliekstadion nou. Ons al drie het nou so 'n bietjie van 'n mallet look wat ons gooi. Sorry, I rudely interrupted you. Nee, Donders ongeskik, hoor. Nee, maar seker goed moet oor gechat word. Ja, maar net sien sy handjies kom hier op die tafel. So krul ek weer die krulhaartjies van hom hier af. Wil jy steel of wil jy streel? Wat? Maar sal jy 'n bietjie aanpak akteur wees? Ag ja, ek dink so. Ek vat dit glad nie ligtelik op nie, want obviously is 'n baie formele bedryf en ons ongelooflik baie professionele akteurs wat ongelooflike dinge doen. Ek was nou die dag geëerd genoeg om te sing by die Silverskermfees. Ja. En net om in daai kamer te wees, besef jy ja, dit gaan bietjie meer as net 'n audisie of nog 'n droom vat, jy weet. Ons van hierdie mense wat al so lank sedert kindsbeen al aan dit werk. So ek dink as ek so intree sal dit dalk weet ek sal hard wil werk of voor. Ek hoor jou. Wil hierdie audisieproses gaan en ek wil net gekaas word. Ek dink uitgedaag word. Ja.
challenging materiaal aanvat. Wow. Baby. You've got the package, hoor, laat ek dit vir jou sê. Ja, Jy ek die dink look nee, van jy dit, jy die sal- stem vir dit. Jy sal ook uitstaan. dankie, in dit. I mean- Jy sal 'n donders 'n goeie akteur wees. Wel, ek dink jy was al voor die kamera meer as ek. So as jy enige kontakte het, laat weet asseblief. Ek gaan Of as vir jy jou 'n feature film maak en jy het dalk 'n spasie, laat weet my as. Weet jy wat se tipe rol sien ek jou in? As ek nou met skat, vuur op die water, ja. daai tipe wat jy in die music video was. Maar weet jy, ek dink Daai so tipe rowwerige. Trailer, ja, dit ek meen dit het afgespeel mos in 'n tipe van 'n trailer. Was nie 'n trailer park nie, wat dit is is die woord? ja, jy moet nie- in 'n scrap ja. Scrap ja. Jy moenie 'n skoon rol hê nie. Nee. Jy moet nie 'n skoon rol hê nie, as ek Ek so dink sê. I haven't been inspired by ek dink skoon karakters nie. Ja. So ek dink even nou as ek musiekvideo's maak, even met Vuur op die water, ek dink ek jy bou 'n soort van 'n karakter. Ja. Jy bou 'n soort van 'n storie en daar's 'n kostuum wat hy dra en so aan. So ek dink met elke album of wat ook al musiekvideo probeer ek channel sekere mense. I guess. natuurlijk. Mense wat ek geleer ken het. So ja, I like to get to the truth. Hoorie, maar Vuur op die water. Was dit een van jou eerste musiekvideo's? Want toe daai production Ja. onthou ek dit was unbelievable. Dit was eintlik al 'n kort film wat jy geskiet Was het dit ook daar. was dit Christian? Christian. Wow. Dit was Christian en honestly ek dink dit was die tweede video wat ek saam met Christian gedoen het. En dit was regtig, ek dink per toeval is die woord of die beskrywing wat ek regtig sou sê vir dit. Want met die lyn se shoot was dit ook alles net in plek geval en ons het net regtig net dit was ons eerste werk saam. Maar ons het regtig net daai dag besluit, Ja. kom ons kyk wat ons kan doen. Ons het nou die dag uitgeboek en die budget is nou klaar uitgeset en so aan. En ons het regtig eksperiment daarmee. En toe Vuur op die water kom, toe was die budget 'n bietjie groter, maar ek dink nie dit was die budget nie. Ek dink eerstens dit was Adolf wat my A&R Yes, Foster, representative was. He's such a nice guy. Ek het nou nog sy besigheidskaart wat op my Ja, lesenaar ja. staan. So hy het goeie ou daai. hy Christian connect met my en hy het vir ons toegelaat om te speel. Ja. En alles vir Vuur op die water het in plek geval 3 dae voor die tyd. Nou, Ons sou geskiet het by 'n hele ander plek, Ja. in 'n ander plek en die mense wou nie liability betaal nie. Ja. So toe vind hy die scrapyard en sê ek daar's meer scrapyards in Dispatch as jy weet baie ander plekke. So hoekom nie? Ja, Het Volkswagen, vol Volkswagen Wow. voertuie wat daar staan. En dan Christian se vrou, Chantel, Chantel, ja. was ook 'n groot krag behind the scenes en my vriend wat saam met my geswat het, Darren, Ja. het direk. So ons het 'n koshuiskamer gedeel vir 'n paar jaar en toe sê ek vir hom kom in hierso. So it was 'n spesiale collection mense. Ja, van So ek gaan jy sorry Sorry man. man, ja jammer. Sorry. Ja. Sorry man. Vir hom Gaan met jou, Riek, is goed. Vir die praatstok nou. So twee goed. Wat ek jou sê wat jy dalk nie geweet het, jy weet Christian se familie vir my. Yes. Dis mos Lisa se neefie. Yes. So hy's eintlik van haar familie. Maar Chantal. Aangetroud. En die ander ding, Adolf het 3 jaar by my gebly. No. Ek beloof jou. Ja, hier in Pretoria. So iets wat jy ja. nie geweet het nie. Hy het eintlik behind the scenes, hy het die hele storyboard gaan skryf vir Vuur op die water, Rikus, wat hy vir Adolf gegee het. Wat baie min mense Daai van lag, weet. daai lag sê alles. Kyk, jy ken my dan ook dan. Hoorie, dis nog 'n ding wat ek wil sê. As jy weet 'n ou goeie mic tegniek, Ja, hoe professioneel. As hy lag hy hier. Nie in die mic nie. soos ek nie. So elke keer as ek toe ek praat met edit, as jy lag, dan moet ek nou eers kompressors en goed op. Hoorie, het jy nie al 'n paar keer gehoes in hierdie mikrofoon? Ja, nie? maar hier. O, ek hoor. Ook nie oor die jou. gas nie, 'n kap op. hier. Nee, die mic tegniek is belangrik vir al as jy siek is en jy Ja. en jy sing en jy kan nie by die noot uitkom en dan vat jy die mic en jy sê vir hulle, Hoorie, sing julle dalk gou. daar's hom niks so sif soos 'n ander ou se mic wat vuil is nie. Die lekkerste is as jy hom gewoonlik kry en jy ryk die kortly slim My broer. op hom en jy kan sien daar's is so besige lipstick Jy aan sien so. hom so. Kyk, hy het mos nou so grit voor. Ja. Jy kan nou sien daar's saagsels en ek weet nie wat se goed En 'n wat daar snorhaar wat daar vas sit van die ou wat te naby hom Dis hoekom- gesing het. So jy kan eintlik bly wees na Bruce Lee het jy uitgetree. Ek meen jy het so Heer baie van geld hoorie, gemaak Elan, met daai jy liedjie. sou gesukkel het na my, hoor. Want hierdie bek stink so. Jy kan bly wees jy sing nou nie meer nie want die eerste ding met 'n ou nou deesdae jy koop jou eie mikrofoon. Ja. En jy maak hom ook skoon.
Jy moet. Ja, maar dis te harde werk. Dis hoekom ek nie in die sangbedryf ingegaan het. so geklop. Ek moet sê na Dit is so 20 vuil. na 2020 het baie dinge verander. Want toe raak mense nou gewoond, jy moet jou nou skoon maak en goeters. Maar toe kry ek om en nou ryk hy soos 'n dektel. Ja. So, ek dink Hoe maak ek bring jy die hom kortlie, ek bring die kortlie terug. jy Hoorie weet. maar, hoe maak jy hom skoon? Skroef jy nou daai hele ding af en dan laat lê jy hom, maar gaan hy nie breek dan nie? So Maar dan werk ons met elektrisiteit. Ja, Nee, haal nee, die ja, haal die kadoid uit. dis net die kop wat jy afval jy al nie die mikrofoon, die capsule self sit aan die binnekant. So is net die grid wat jy afval die Maar het jy al ons mics gewas vir ons gaste? Want wie het voor die landry daar gesit? Wie kan jy ryk? Nee, dit is ryk gou? Nee, dit Hy is silwer skoon. Colgate. Ja, Hoorie, ek gaan jou sê wie was voor jou. Gee ek sê. Raai. Mooiste vrou in ons land. Mooiste vrou in die land. Is dit Minkie geweest? Dis Mink. As ons 'n game wil hê, bring vir my verskillende mikrofone en dan kyk ons of ek kan sê. As jy landry waai, dan vra hy vir my, kan ek hierdie kussentjie kry wat oor die mic is? Okay. die Minkie mic. Gee my R2. Na wie sal jy nooit wil sing nie? Wie dink jy sal die sufste mic daar buite los? Kom, jy moet onthou niemand kyk hierdie nie. Onthou jy landry niemand sien hierdie. Dis al 'n bietjie rof. Ek sal vir jou 'n antwoord gee, maar dit gaan nie oor die mic nie. Dit gaan oor presies dieselfde ding wat Rikus vroeër gesê het. Daar's iemand wat ek baie nervous is om na op te gaan. Is Kurt. Ja. Want ek het een keer toe stop ek, ons het gery, ons het 'n show gehad in Namibië en dit was diep diep Namibië. Ja. En dit was al uitklom was in die middel van die dag en dit was baie warm. En toe ons daar aankom, toe is die hele audience, helfte van die audience is op die verhoog om Kurt. Ja. En ek dink dis die ding, hy maak die hele plek die performance. So Ek sê jou. die mense is nervous om daar te So ek het mos net Maar die mic was skoon. So hy's een van die ouens wat ek ook na die tyd, as ek wil nie regtig naam sing nie. En ja, dis wat ek hy was obviously een van die ander ouens ook wat ek gesê het. Jy wou vir hom ook iets gevra het wat buite musiek waarvoor hy lief is. So ek het in Kanada, ek het 'n groot passie vir tuinwerk. Ek was 'n landscaper gewees in Kanada, Jenny nou. Ek het gaan rugby speel daar, maar hulle betaal nie regtig ou dan nie, hulle reël vir jou werk. Toe's ek 'n landscaper vir 'n hele jaar in Kanada. Ek hoor jy het 'n groot passie ook vir tuinwerk. Dit's 'n probleem, hè. Regtig. Ek is ontsettend lief vir tuinwerk. Baie lief vir en ek was semi as kind. My ouma het 'n vyeboom gehad, my oupa het 'n klein pampoenpatch gehad. So hulle het nou kan vir ons geleer hier sit iets in die grond en kom ek iets uit. Maar ek dink dit het regtig begin 2019 se kant. Ek het 'n vrugteboom of 2 gekoop toe ek my eerste plek gekoop het en toe wil ek dit laat voel of ek, jy weet, daar is. Ja. En toe plant ek 'n boom of 2 en toe vat dit. En toe obviously deur 2020 toe ruk dit heeltemal aan. Dit die hele permaculture storie begin en Ek kan dink. ja, so now growing your food en sulke goed is vir my lekker. What? So nou oral waar ek gaan, ons gaan heeltyd ek probeer heeltyd goedjies in blikkies sit en dit's altyd maar roosmaryn wat uit 'n koffieblik uitkom of iets so. Genial. Ek hou van kook en ek hou van eet. Ja. So ek dink okay. dit contribute Dit tot gaan saam, want gebruik jy dan baie goed uit die tuin Uit die tuin uit. wat jy dan kos maak. Ja. So Ja. Jy moet vir ons kos gemaak. Ek en Lisa, jy moet vir ons iets saamgebring. en ons ander tipe pot gooi volgende keer. Gooi pot. Maar hoor jy moet met Brilliant. jy moet met Lisa praat. Ons dink al lankal om hier agter in my erf se groentetuin. Obviously dit help jy iemand ken wat dit nou al gedoen het, jy weet. Miskien moet jy vir Nee, ons maar- net tips gee hoe om dit reg te doen, jy weet. Dit gaan Dawid se cricketloopbaan nêrens bring. Jy moet 'n cricketnet bou. Klaar. Daar's nie plek vir 'n groentetuin nie. Jy bou 'n cricketnet. Ek gaan nou vir my 'n cricketnet bou. Daar's 'n moet gesegde, cricket sit nie kak in jou maag. Soos 'n wyse man Ek moet eet. Wie het dit nou weer gesê? Ek dink dit was Dingaan. Dis Dingaan het dit gesê. Kak in gesê. jou maag. Ek onthou. Dit was hy of Piet Retief. Een van die twee. Ek dink dit was Piet actually gewees. Cricket. Wel, hy wie de Villiers gaan met ons verskil. Hy gaan met ons verskil. Verseker is verseker die beste versekeringsmaatskappy in Afrikaans. As jy 'n verpligtingsvrye kwotasie wil hê van verseker af, klik op die skakel hieronder en maak maar net soos wat die skakel sê. Alwe. Nou vandat Skype Gear vir my en Rikus elkeen 'n klipper gestuur het, kan Rikus nie homself ophou skeer nie. Inteendeel, hy lyk al soos 'n geskeerde beer.
Nou as jy ook soos 'n geskeurde beer wil lyk, besoek skypegear.co.za om die heel beste klippers in die hele wêreld aan te skaf. Nommer 2, Skype Gear. Julle manne maak mooi. Manne, as jy 'n geweer wil koop met 'n ondervinding, is Lock and Load die plek om dit by te gaan koop. Glo my, hierdie manne het nie net die heel beste gewere of merchandise nie, dis die lekkerste klomp mense om saam mee te werk. Hulle bou nie gewere vir jou nie, maar met jou. Gaan besoek Lock and Load Erasmus Kloof Pretoria vir die heel beste diens en die beste gewere. Nommer 2, Lock and Load. Julle manne maak mooi. Hoorie Elandre, ons het 'n game. Soos jy nou kan hoor, Rikus praat verskriklik baie oor homself. Hy sê hy's nie windgat nie, hy net baie selfvertroue. Hoe like jy my so? Ek love jou. So ons het 'n game, genoeg van ons, wat dink jy van ons? So ons gaan vir jou 'n stelling gooi en jy moet sê verseker of onseker is. Obviously ons borg happy te hou. Ek meen ons borg sit kanker in ons maag. Ja, hulle doen dit so ons moet hulle happy hou. Ja. So as jy dink die stelling is waar, moet jy sê verseker. As jy dink ons praat twak, is dit onseker. Okay. So ek sommer begin, Rikus. Gooi ek het net een vandag, okay. Ja, ons gooi net een. So en dan kan jy kan actually iets van jouself ook vir ons sê wat ons miskien wat ons jy kan waar of onwaarheid sê. Okay. Wat ons nou doen. So op daai noot wat ons in die begin gepraat het, is nou so toevallig dat dit gebeur het. So Rikus was al semi in 'n vliegtuigongeluk gewees. Ja. Ek gaan sê verseker. Hy's die tipe persoon wat dit baie sal casually afspeel. Nee, dis onseker. Hy was in 'n bungee ongeluk, so hulle het nie onseker. Die tou was te lank Ja, gewees. dis ook so sukkel met my gewig ook en goed. Dit is as gevolg van die bungee ongeluk. Kyk, Die val is niks as die rebound. Hoor jy verkeerd, is onseker. Hy was. Die Bok was nou die dag in 'n Ja. semi-vliegtuigongeluk, hoor. Hey, Nie sy wel nie ongeluk petrolcap. nie. Nee. Klein privaat vliegtuigie. Toe laat weet hulle die ground ouens het om laat weet jy hulle het nooit jou cap op teruggesit. Toe die petrol uitgegaan, toe die engine gaan toe af. Maar gelukkig het mos 2 vlerke, toe gaan hulle op die een toe kry hulle dan 'n Hoorie. noodlanding. Jolandra, jy sou nie met dit gekoop het. Hierdie is glad die triggering nie. So mens bly is okay. Ek dink ja. hoe kleiner die vliegtuig ook, hoe meer voel jy alles. Ek onthou eendag Palabor toe gevlieg en dan lê jy so skuins en dan sien jy die rooi sand hier onder. Ja, as hulle so draai mos Ja, dan. my een vriend sê dis 'n go-kart met 2 haardroërs vas. Jy's reg. So. Jy's Met reg. 2 moerse haardroërs. Ja, so is maar scary. Het jy al gaan jy so nou in 'n private vlieg of vir my? Nee, ek het nog nooit. Hoor jy moet saam ons kom jag. Ons gaan so Ek nou nog in nooit 'n private privaat. vliegtuig. Ek het een keer my vriendin betaal in PE vir 'n helikopter ride. Dit was nogal pret. Ek dink is waar die vrees begin het. Dit is. Maar Maar meneer flip met jou doen nie. Ja. Dit was 'n goeie vraag, wel 'n goeie lieg. Dankie. Want ek moes voor ek lag, ek hou maar pokerface want anders gee ek dit mos nou weg. is Kyk, so. ek het so op my komputer, maar ek wou nou. Ek wil myself sê het jy self gewonder. ja. Welkom, ek sien jou. Ja. Lyk of ek was ook so. Amnesia. Waar dit nou gebeur nou weer? Dis moontlik. Okay, ek het nou nie voorberei nie, maar ek gaan Sorry, net gaan om terug te kom. Ons het wel nou die dag het hy 'n show in Holliston gehad. Toe vlieg hulle ons, die vliegtuig is 'n caravan. So hulle praat van die cruiser van die lug. So ons het net so, ons was 8 ouens, is 'n 8-seater. Toe land ons op 'n runway wat eintlik te kort was. Ek sweer, onthou jy? In Holliston. Ek sweer, daai ou toe ons land hier, hy trek 'n handbriek op en dit is toe kon ons nie weer daar opstyg nie. Hoe het hy nou weer opgestyg? so hulle moes Toe ry ons van daar af Nee, terug nee, met die wat vliegtuig. gebeur is die vliegtuig is te swaar om op te styg. Toe het net die pilot en die co-pilot opgestyg. O, jy's reg. Toe vlieg hulle Ja, ek sweer, rarig. Jolanda, ek sweer. Nee, toe show ons toe styg hulle alleen op toe gaan land hulle. Waar is die Klipperorkes? Calvinia. Calvinia. Toe maak hulle daar vol weer en toe sê hulle ons moet met kar Calvinia toe ry want daar's 'n lang Ja. sodat want die vliegtuig is obviously swaar met 8 ouens, dan is hy lank genoeg om op te styg. Jy sou nie met dit gekoop het. Dis nou nie 'n verseker of onseker nie, maar dit is die waarheid. So jy gaan ek sweer. So jy gaan jy's geboek vir Holliston. Baie, Jou ag, ek die sien- bestuurder het ons laat weet. So as jy hulle jou moet boek vlieg. vir Holliston skou weet net.
Jy moet vlieg so. Ry maar deur as jy En wil. maak die petrol cap toe. Maak die petrol. Weet dis ver maar ry maar, hoor. Dis reg. Okay, Hammy het in 2000 en Onseker. Ja, ek gaan sê ons. Jy's reg. Nee, ek dink ek moet nou dink wanneer was hy uit universiteit uit. Okay, kom ons sê nie die jaar nie. Hy was vir 8 maande 'n makelaar. Ek sal dit glo. Dis onseker. Werklik. Glo dit of nie, ek was 'n onderwyser gewees. Ja. So 'n makelaar. So indirek maak. Hoorie, ons het vandag ek het 'n swak vraag gehad. Hoorie, maar dit was vir my 'n baie goeie vraag. Want ek wou nog altyd 'n baie goeie makelaar een. Het gewees jy iets van jouself wat ons moet raai verseker en jy mag lieg of die waarheid? Ja. Okay. Gooi ons iets wat niemand van weet nie. Ek het baie van die backing vocals gedoen op Kurt se laaste album actually. Die 100% album. Wow. Ek gaan sê verseker. Ek gaan ook sê verseker. Nee, niks. Oh! En dit was ek wens ek het want daai album is huge. Want hy het al die BB's gesing. Al is dit 'n huge album, jy sou nie veel gekry het. Ek dink hierdie was dalk die pitch vir die volgende Sê een. wat sou nice gewees Die het. konnotasie met Dirk het vir my gesê nee, hy het jou geboek vir BB. Wie wat kon nice gewees het, dan kon hulle jou vocals net harder as Kurt se gesit het. Dis 'n grappie, Jy's 'n Kurt, dis 'n Kurt sny, grappie. Ja, hy gaan- Kurt sny deur. Kurt sny deur. Hy sny. Wat nogal cool was toe ek met Ek gaan dit uit die slide-kat, hoor. wat nogal cool is met Dirk is terwyl hy werk aan my album, sit hy dan werk aan Kurt se album. Ja. Jy weet, en dan jy loop in die sessie in, dan maak hy gou Liesel Pieters se nuwe album se workbook toe. Ja. So jy besef, voor jou hier ingekom het, is hier groot goeders wat nou gaan gebeur en na die tyd. So soms is jy besig met 'n album en jy weet hierdie album is al klaar. Dan jy ag, is okay. En jy Kom ons rap maar net nou met hierdie persoon se Is jy album. nog rekord jy nog by hom? Nee, ek het my laaste album wat ons saam gedoen was Rugsak gewees. Ja. Nee, het was lieflik en hand in hand so op my vorige album. Ek gaan jou vir jou die obvious vraag vra wat jy in elke interview kry, maar ek moet. Want dit bly 'n goeie vraag. Waarmee is jy tans besig? Wat lê vir jou voor vir die jaar? Jy weet, daai tipe goed. Wat 'n mooi vraag. Maar jy het mos nou 'n release ook. Ja. Ja. Ja, ons het ek het my 5de album nou uitgebring genaamd Aanklank. Op Dis die, hy. ja, so 4de Julie het hy uitgekom en is 'n 10-track Afrikaanse album. Ons toer met hom nog so. Ja. Die Skit toer as hy genaamd, die eerste enkelsnit was Skit. Skit. Ja, is 'n lekker. Bring hom op, ding. Henry. Bring hom op. Love. Daai was my favourite song in jou show toe ons oor see was. Ag, baie Ja, dankie. ek het hom gelike. En dit was nogal 'n nuwe enetjie, so die pressure is nogal moeilik. Ja. Is nie altyd maklik om nuwe songs te sing. So ja, Christian was weer deel van dit en Graaf het produce en ek het ook bietjie kon ek sê my bene gerek met production en so aan. So is baie special en as hierdie toer tot 'n einde kom doen ons Aanklank akoesties. So dan vat ons hom nou en dan breek ons dit af na 'n eenvoudige vorm toe, ons bring ander songs in en Oh, nice. so aan. Ja, so ons vat die toer aan rustiger. En dan Okay. Canada. So jy's- volgende jaar. Same old. Jy's besig met toere en jy's met shows en al die dinge. Dis nou, ons is nou die, Oh. wat is dit nou? Wat is die datum nou, Henry? Ek meen ons is begin Desember, maar as hy nou uitsaai, is hy meer middel. Jy het 'n paar shows nou in Desember, gaan jy dan Januarie bietjie rus. Gaan jy Dispatch bietjie gaan survey? Ja, ek gaan 'n bietjie draai ook in die Ooskaap Januarie en Februarie se kant. En ja, ek gaan na die Groot Joel toe waar ons Ja, daar sien ons mekaar. uit na dit. Ja. Nou die 20ste Desember, dit gaan baie lekker wees. Ja, dis oor 'n Kuier paar dae. daaroor. Daar gaan ons kuier. Hy's ook daar. Ek sien uit. Ja. Ek sien baie uit. Weet jy wat Ek sien baie uit. Ek dink ek was 3 jaar terug. hy's die MC. No way. Beloof. Ceremoniemonster. Someone needs to set the tone. Ons gaan vir hulle besig hou, pappa. Van daai vakansiegangers wat daar is. Goed. So ons het 'n vriend wat daar bly wat jy loop eintlik na sy huis toe. Hy bly basies backstage. Jy Bugs. kan welkom saam met ons na sy huis toe te gaan. Hy het laas jaar het ons lekker bederf. Sommer tussen die liedjies. Okay. Ons mos gaps. Yes. Jy sing een liedjie en loop jy af van sy Ag lieflik. Hy het vir ons perlemoen Gaan ons gemaak aan laas toe. jaar daar. Hy
Hy smokkel met perlemoen. Nice. Ons Sit sal net die naam en die nommer en adres. Nee, ons sal nie sy naam sê nie, Bernard van der West. Chucky toe vir jou pel. Nee, sien uit ja, dan sien jy 20ste Desember en Hoorie, hy moet gou, ons het vir jou 'n baie spesiale drankie gegooi, hoor. Ek het hom, want ek weet jy is nou maar ook 'n drinker. Vat hom en dan sê jy vir die mense wat se konkoksie het ek vir jou gemaak. Hy sterk, Jelandrey. Window lean. Okay. Oh goodness. Ja, jy mag nie terugspoeg nie, jy moet sluk. Sluk vir hom, pappa. Sluk vir Is hom. dit woestersous? Rieke, so wat het ons daar ingegooi? jy Dis 'n ingegooi. soetsuur storie. Nou vra hy my, hy het die drank ingegooi. Okay, so dis 'n tipe ek het gesien wat jy gedoen het, maar 'n tomate cocktail met baie woestersous. Daar's So ek iets gebrou in. Omdat jy vuur op die water, het ek vir jou 'n fireball gemeng met water. Hoe like jy daai? Maar meer fireball Ja. het ek vir jou ingegooi. Sit die pyp en pypkaneel. Hoorie, Elandrey, dit was 'n voorreg. Dankie dat jy by ons kom kuier het, my vriend. Dankie vir Ja, julle. hoorie, dit was nou lekker. Dankie vir julle tyd hoor en baie Ja. geluk met die potgooi is 'n inspiration. hoor. Nee man, dis lekker. Dit is net lekker om ons hele doel is ook om vir mense aan die ander kant te wys wat hulle dalk nie ken nie, jy weet. So dis 'n voorreg dat jy hier kan wees en ja, ek kan nie wag om weer saam met jou te sou en bietjie te Gaan jy of nie iets, saam dit oor sal see lekker wees. volgende jaar? Jy's nie in daai Kanada toer nie, né? Nee, jy's miskien vir Australië en Nieu-Seeland waar daar gaan wees. Maar dan moet jy Landry moet saam gaan Ja, wees. jy's Kanada volgende. Ja, ja. Maar ons werk in die race. Goed. Ons ek kan nie sê ek's bang ek wil nie te vroeg sê nie, maar daar's een of twee wat ons nog. Ag, hoorie, ons werk ook aan iets hoor waar ons jou miskien ek Arno en Hammy waar ons jou gaan by betrek, maar dit het baie met rugby uit te waai die World Cup en so. Okay, ek kan oefen. Nee, my gespeel nie. Dis 'n fliek, jy gaan met ek. Great. Nee, jy Even gaan speel. beter. Jy gaan speel. Hulle kort 'n nuwe 8ste man by die bokke. As hulle Faf se lifetime a movie doen. Ja, Bel my. maar jy moet dan weer jare groei. Ja. Dit kan my ook vrees. Enigiets vir die rol. Dankie julle. Dit was lekker. Hammy, laat dit juig. Dankie, Ricky. Love you. Love you twice. Cheers, guys. Cheers. Okay, lekker. Elandrey het vergeet om iets in die show te doen en Ricky Sham sy maag plaas. So hy moet nou hy's ongelukkig gablisie blok toe. Skype gear, ek wil vir jou hierdie gee vir Desember vakansie, hoor. man. Daily routine bundle, beste produkte wat jy gaan kry, hoor. En ek het nou net begin skeer. Thanks. Sien jy nou? Ek sou vir jou, jy moet sê as jy eerder die klipper wou gehad het, hoor, daai ding skeer vir jou glad. Daai ding. Jy het 'n opsie tussen die twee. Ek sê vir jou ek gaan hierdie uit toe dan gaan ek kom ruil. I love it. Thanks. Lease to own. Lease to own. Lease to own. I like it. Dankie, Jy julle. kan die helfte van dit gebruik en dan stuur jy vir ons die helfte terug. Check gou daar. Kyk daar. En hoe raai jy nou daar's Mentjie se sent nou weg. Nee, is lekker. Is lekker. Nou maar My mense na my gaan weer is waar ek gewees is. toe. Dankie guys.